Goed, dis wat ons vanoggend gaan doen. Ons gaan, jy kan oopmaak by Johannes 5, ons gaan daarvan 'n paar verse lees. Dan gaan ons kyk na wie of wat sê die wêreld is Jesus, van nog altyd af. En selfs vandag, wat sê hulle, wie is Jesus? En dan gaan ons kyk na wat sê Jesus oor homself, nee, wat sy uitsprake maak hy, waarop maak hy aanspraak? Johannes 5, gaan dit vir ons baie mooi sê. En dan gaan ons kyk na 'n paar bewyse vir wie Christus is. Weer apologeties, nee, ons gaan weer daarna kyk op daai manier om te bewys wie hy is en is hy wie hy gesê het hy is. En dan maak ons klaar. So kom ons lees Johannes 5. Ek gaan nou, as ek klaar gelees is, die konteks verduidelik waarin hierdie gedeelte staan. Dit gaan uitkom ook in ons prediking. Kom ons lees van vers 15 af. Dis die genesing op die Sabbatdag wat by Bethesda gebeur het. En vers 15 sê vir ons die volgende: die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer: my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en hom so met God gelyk gestel. Toe het hy hom verweer en vir hulle gesê: dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen. Wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy doen, en hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal staan. Soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. Daarom moet almal die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. Dit verseker ek julle. Wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Kom ons lees aan. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd en dit is nou wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor. En die wat daaraan gehoor sal gee, sal lewe. Soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee om dit in homself te hê. Hy het hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie hieroor verbaas wees nie, daar kom 'n tyd wanneer almal wat in die grafte is sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Nou die fokusgedeelte, en jy kan hierdie saam met die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 10, wat gaan oor die godheid van Jesus, kan jy ook gaan lees by die huis. Maar wat hierso staan, die fokusgedeelte is daai gedeelte waar die Here self praat en sê hy het hom en so het hy met die Vader gelyk gestel, en dan noem hy 3 dinge, of eintlik 4 dinge, waarop hy aanspraak maak, en ons gaan daarop uitkom, hierso in die skrifgedeelte vanoggend wat ons aanraak. Wie is Jesus? En wat maak jy met hom? Hoe sien jy hom? Nee, want al vir jare het mense verskillende opinies oor hom, en dan praat ek van, kom ek vat jou terug, Lukas 9 toe. Jesus vra vir die disippels, wie sê die mense is ek? En dan antwoord hulle, Johannes die Doper, Elia, 'n profeet wat uit die ou tyd opgestaan het. En dan sien jy altyd die ander kant ook, nee, jy kry altyd hierdie 2 kante. Ons gaan daarby uitkom vanoggend. En dan sê Jesus, maar wie sê julle is ek? En dan sê Petrus, die gesalfde van God. Nou vandag nog sê mense verskillende dinge van wie Jesus is. En ek het gaan rondsoek om vir jou 'n idee te gee van hoe mense vandag Jesus Christus sien. En ek het op 2 videoetjies afgekom, en die een is by die Pik geskied nogal, is bietjie lank, en die ander ene is oor see geskied. En ek gaan vir jou hom wys, omdat die beeld beter is. Tobias, jy vir my kan regkry daar. En hy uit onderskrifte, as jy nie mooi kan hoor nie, kan jy lees. Hierso is wat mense sê, wie is Jesus? Mense sal sê, hy's 'n goeie leermeester.
wat lank terug geleef het, en ons moet net sy etiese beginsels navolg. Gaan kyk hierdie goed. Gaan Google 'n bietjie hierdie goed, en kyk wat sê mense oor wie hy is. Nee. Ander weer het ons gelees, soos in Lukas 9 sê, maar hy's 'n profeet. En die moslems glo dit. Hulle erken hom as een van die beste en grootste profete van alle tye. Ander weer sal sê, hy is een van baie gode. Nee, soos mense wat in die Hindoe geloof is, of in die New Age, hulle sal sê, hy is een van baie gode. So dit aan die een kant het jy. Mense wil dit sê. En dan kry jy Jesus Christus wat self 'n paar aansprake maak oor wie hy self sê hy is. En nie soos dinge wat hy sê hy is. Hy sê, hy en die Vader is een. Hy gebruik goddelike name vir homself. Hy gebruik aan Johannes 8, nee, ek is, sê vir julle. Hy sê hy en die Vader is gelyk. Hy het die gesag om die skrifte te interpreteer. Hy vergewe sonde. Nou in Johannes 5 wat ons nou gelees het, is seker die mees formele, sistematiese, ordelike manier waar Jesus self sê wie hy is en wat sy verhouding met sy Vader is. Jesus het 'n man genees by die bad van Bethesda. En dit was op 'n Sabbatdag gewees. En die Jode het hom aangevat, nee, oor dat hy sê, omdat hy iemand gesond maak op die Sabbat, maar dan sê hy, maar ek werk op die Sabbat, want my Vader werk op die Sabbat. En daar is die eerste probleem, die woordjie my Vader. En deur dit te sê, omdat hy bo die Sabbat is, sê hy eintlik, maar hy's God. Nee. En dit is iets wat die mense hom oor wou gekruisig het daaroor. En is die aansprake wat hy maak in die konteks van die Joodse kultuur en van daai tyd is aardskuddend. Kyk hiersom. In die eerste plek sê Jesus, hy noem hom my Vader. Hy sê nie ek is 'n seun van God nie. Hy sê ek is die seun van God. En die Jode het baie goed verstaan wat dit beteken, want hulle het verstaan dat die enigste seun of die oudste seun kry alles van die Vader. Hy erf alles van die Vader in hulle kultuur. So wat dit beteken is dat die seun en die Vader is amper op gelyke vlak. So hulle het verstaan as hy sê my Vader, dan weet hulle wat bedoel hy daardeur, en dit was vir hulle aardskuddend geweest. Hy sê goed soos ek en die Vader doen, sê en werk dieselfde. Nie, en verstaan mooi in hierdie gedeelte, nie die Vader doen iets en Jesus Christus naap hom nie. Want ons bely tog, nee, en hoor baie mooi, hier is belangrik om te verstaan, tergelykertyd is Jesus God, maar tergelykertyd ook toe hy aarde toe gekom het, was hy onderdanig aan die Vader, nee. So daar's daai wisselwerking. En kyk wat sê hy. 3 dinge. Hy sê net soos die Vader, nee, in vers 20, beheer het oor lewe en dood, net so het ek beheer oor lewe en dood. Ek gee lewe, ek gee dood. En die Jode het verstaan en hulle het dit bely dat net God, wat hulle aanbid het in die Ou Testament, het die vermoë om te sê ek gee lewe, ek vat dood. Ek maak mense, ek het beheer oor lewe en dood. Goed, so baie mooi. Wat beteken dit as Jesus sê maar ek het beheer oor lewe en dood? Dan beteken dit hy sê ek's God. Jesus sê ek is regter. Inteendeel die Vader het vir my as regter aangestel om te oordeel. En die Jode, nee, die eerste hoorders van hierdie ding het dit verstaan. Wow, maar wag bietjie, God het gesê hy is die regter. Hy alleen oordeel. Nou kom Jesus hierso en sê hy oordeel. Hy maak aanspraak dat hy God is. Kyk die derde bewys. Hy sê dieselfde eer kom my toe as my Vader. Julle lees Eksodus 20. Lees Deuteronomium 6, nee. Die Jode en die Israeliese volk was groot op dat hulle aanbid en eer net een God wat nie geskep is nie en wat nie 'n begin of 'n einde het nie. Dis die beginsels waarna hulle dit gemeet het. En dis wie God vir hulle was, nee. So Jesus kom en hy sê ek's God. Ek is nog altyd daar. Ek is nog altyd af daar. Ek het nie 'n begin nie, ek's nie geskep nie, van ewigheid af saam met die Vader. En dink jy oor? Dis nog 'n bewys, nee. Jesus aanvaar eer. Hy aanvaar aanbidding, nee. Hy laat toe dat mense hom aanbid. In Johannes 9, dan
het die Here klei aangemaak en dit aan 'n man se oë gesmeer en hy het gesien en dan is daar 'n hele debat tussen hulle en die Jode oor wie dit nou was wat hom gesond gemaak het en eventueel vind die man uit dit was Jesus gewees en dan kom hy voor hom en hy sê hy Here ek glo en kyk wat sê hy. Die man sê toe ek glo Here en hy het hom aanbid en Jesus het dit gevat. Hy het gestaan dat hierdie man hom aanbid. Watter mens nê, laat dit toe. En kyk bietjie in die Bybel, as engele verskyn aan mense, aan Thomas en aan Daniel, nee, en dan val Thomas en Daniel voor die engele neer, dan sê die engele, nee, moenie my aanbid nie. Ons aanbid God, ons aanbid Jesus Christus, en hierso sê Jesus Christus, hy aanvaar aanbidding, nee, en die Jode, daai tyd, het net een God aanbid, met ander woorde, Jesus maak aanspraak, dat hy God is. Hy is regter, beheer oor lewe en dood. Hy kry eer, dieselfde as vir die Vader. Hy stel homself met God gelyk. Hier is die ding. Dit is die rede, want daar's baie, maar hier is een van die redes, hoekom die Jode hom wou doodmaak op die wreedste manier wat jy aan kan dink. Johannes 10 vers 33 sê hulle hierdie gedeelte. Dis nie oor 'n goeie daad dat ons jou wil stenig nie, antwoord die Jode hom, maar oor godslastering, omdat jy wat 'n gewone mens is, jou as God voordoen. So jy kry mense wat baie opinies oor wie Jesus is, en dan sien ons eintlik basies maar twee gevolge. Twee uiteenlopende gevolge wat in daai rigting strek. Of jy gaan vir Jesus haat en jy gaan hom wil doodmaak, of jy gaan vir sy voete neerval en jy gaan hom aanbid en lief hê vir wie hy is. Dis die gevolg van wat hy in ons lewe inbring. Weet, as jy gaan kyk in die geskiedenis, en jy gaan kyk na wie is die mees invloedrykste mense in die wêreld, nee, wat van alle geskiedenis nog, dan gaan jy kan sê, wel, ek vermoed Jesus is in die top 20, jy sou sê hy is in die top 10, jy sou sê hy is dalk in die top 3, en ek sou sê hy is sommer nommer 1. En as jy gaan kyk na 'n paar navorsing of mense wat sê, weet wie dink hulle is die 100 mees invloedrykste mense wat nog ooit geleef het, dan kry jy antwoorde soos byvoorbeeld hierdie. Kyk bietjie hierso, in die Time magazine, 100 most significant figures in history. Heel eerste een is Jesus. Most influential people living on the planet. Kyk weer daar, nommer 1, Jesus Christus. So wat ons sien hierso, in die wêreld vandag, erken die wêreld hom, dat hy as een van die mees invloedrykste mense op aarde was. Nou, daar's baie mense, sê dit gou een kant, mees invloedrykste mens wat dalk al ooit geleef het. Maar daar's ook baie mense wat al gesê het, ek is God. Nee, baie mense, wat jy sien, jy hoor dit in die nuus, hier's een of ander ou wat sy koppie lekker is nie, hy sê hy is God, hy klein, hy is Jesus Christus. En dan is daar 'n paar ander mense wat ook nie lekker is nie, en so 20 of 30 mense wat hom dan volg, maar dan val dit weer plat op die einde van die dag. En dan sien ons in elk geval, dat hierdie mens, wat sê, maar hy is God, of hy is Jesus, wat teruggekom het, dat hy in elk geval nie invloedryk was nie. So hoor gou, volg my redenasie hierso. Ons is besig om bewyse vir Jesus Christus neer te sit. So hier's twee dinge, twee kategorieë. Invloedryk, maak aanspraak dat hy God is. Jesus is die enigste persoon wat in albei kategorieë val. Nou hier is die ding. Jy sal stupid wees as jy nie ten minste op grond van die grootheid van hierdie aanspraak net gaan ondersoek instel of dit waar is wat hy sê of nie. Is hy die seun van God of is hy nie? Op grond van, hoor mooi, die grootheid van die aanspraak. Kom ons probeer dit duideliker maak vir die kinders ook, met twee voorbeelde. Eendag kry jy 'n brief in die pos van 'n prokureursmaatskappy hierso in die Kaap, wat sê, jy is 'n lang verlore familielid van die Britse koningskap, van die Britse koninkryk. Jy gaan dit dalk nie glo nie, want jy gaan sê, wel, ek
ek is Chinees, nee, dit kan nie lekker uitwerk nie. Maar die aanspraak, die grootheid van die aanspraak, moenie vir my sê, jy gaan dalk nie net eers 'n telefoonoproep deursit, om te hoor of dit miskien waar is. Of, SARS, bel jou, en sê, hoorie meneer, jy skuld ons R400,000 vir die jaar, sy inkomste. Jy dink, wel, dit kan nie waar wees nie, want ek het hierdie jaar maar net R40,000 verdien, so dis 'n bietjie moeilike sommetjie, maar die aanspraak nie, die grootheid van die aanspraak, dat dit so groot is, gaan maak dat jy ondersoek instel, is dit waar of nie, want as dit waar is, dan jy 'n groot moeilikheid, as dit nie waar is nie, wel, dan kan jy rustig gaan slaap vanaand. So wat sê ek hierdeur? As gevolg van Jesus se groot aanspraak, nie, die feit dat hy een van die mees invloedrykste mense in die wêreld is, te gelykertyd maak hy aansprake en sê hy is God. Sê net dit is 'n bewys, dit sê net asseblief gaan doen nie ondersoek. Jy wil weet of hy werklik die seun van God is of nie, want as hy is, as hy sê wie hy is, as hy sê ek is die enigste weg, die waarheid en die lewe, dan het dit implikasies vir jou lewe en dan het dit 'n invloed op jou lewe. As jy dit nie is nie, wel, dan is hy dit nie. Maar ten minste weet jy dan as gevolg van die grootheid van die aanspraak. Dit is 'n kwessie van lewe of dood. En kom ons kyk gou. Ons het gesê ondersoek dit. Kom ons kyk net vandag vanoggend na 5 feite. 5 bewyse van Christendom waarmee jy nie kan wegkom nie. En ons gaan kyk wat mense daaroor sê. En dan maak ons klaar. Is julle gereed? Kom ons kyk. Glo jy dit? Omtrent 2000 jaar terug was daar 'n man wat gesê het hy is God. Nie net sê die Bybel dit nie, maar buite Bybelse bronne sê dit ook vir ons. Geskiedskrywings, nê. Annale van konings kan hierdie goed gaan lees. 2. Soos hy rondgegaan het in hierdie wêreld, het mense gesien hoe hy op water loop, hoe hy mense gesond maak, hoe daar mense uit die dood uit opstaan, hoe hy vir 5000 mense plus kos gee. Dit is ooggetuies wat dit gesien het. Nommer 3. Hy het nie net gesê of aanspraak gemaak dat hy God is nie, maar hy het ook mense oorreed dat hy God is en dat hy en die Vader een is. En hier, kom ons nog eens stil hiersom. Want ek en jy word gekonfronteer met baie verskillende gelowe. Vir die eerste hoorders hiervan, die Jode, was die mees onwaarskynlikste nasie of volk wat dit sou kon glo. 2 redes. As jy kyk na die oosterse godsdienste, hulle sê ja, God manifesteer nou en dan in verskillende objekte en is moontlik dat hy in 'n mens kan manifesteer. Ons kan dit aanvaar. Westerse godsdienste, die Romeine en die Grieke, hulle sal sê daar's baie gode. Elke ding het moes 'n God gehad vir hulle. En dit is moontlik dat hy ook so nou en dan 'n mens word om 'n sekere boodskap of op 'n sekere ding te kan doen, nê. Maar die Jode aan die ander kant, hulle het geglo daar's een God. En dat hy bo die hemel en bo die skepping verheerlik is, nê. Hulle het soveel heiligheid vir sy naam gehad dat hulle nie eers sy naam gebruik het nie. Hulle het gesê ons aanbid niks wat geskep is of wat 'n begin het nie. Geen kalf, maan, stomp, wat ook al nie. So die laaste mense op aarde wat sou glo dat God mens geword het, is die Jode en tog hierdie mense wat die naaste aan hom gebly het, nê, het dit geglo. Hy het hulle oortuig. En hier's die ding. As jy 'n boek skryf, nê, kom ons sê daar's iemand bekend in hierdie lewe. En jy en jy het baie admirasie vir hom en jy dink hy's wonderlik, nê. En dan kom dit op 'n tyd later uit, iemand wat na hom geleef het, kry 'n goeie kontrak by 'n boekmaatskappy en hy skryf die waarheid oor hierdie persoon. En gewoonlik kom daar dan slegte goeters uit van daai persoon wat jy geadmireer het. Tog sien ons hierso, hierdie ouens wat hierdie evangelies geskryf het hom admireer. Hulle het in hom geglo. Dis die Christus, die gesalfde van God. 4. Meer as 500 mense getuig dat hulle hom na sy dood gesien het. Dis bewys dat Jesus het aan 'n paar verskyn en ook op 500 mense te gelyk op 'n slag.
En laaste ene is die effek van Jesus se lewe. Sy dood en sy opstanding het daardie mense se lewens so geaffekteer dat hulle alles net so gelos het, en dit word bewys deur ander bronne ook, na die wêreld toe gegaan het, en baie van hulle het hulle lewe gegee vir hierdie waarheid. Dat God mens geword het, onder ons kon woon het, dat hy dood gegaan het en dat hy opgestaan het, die graf was leeg, hulle het hulle lewe gegee vir daai waarheid. Dis feite. My vraag is wat maak jy met die data wat jy gekry het nou net? Wat maak jy daarmee? Want jy moet iets met hom maak. Weens die bewyse wat ons gee hierso, weens die aansprake wat hy gemaak het, en weens die invloedrykste mens wat nog ooit op aarde geleef het, wat ons vandag nog sien, in die Time Magazine. Hier's 'n paar opsies. Baie mense kom weg met hierdie data, deur te sê, hoor baie mooi, en jy het gesien in daai videoklip, Jesus is net, hy was 'n legend. Hy was 'n legende gewees. Want jy weet mos hoe gaan dit, man. Mense raak opgewonde oor iemand, en dan, sodra hulle opgewonde geraak het oor iemand, hulle raak oorweldig deur sy optrede, en hulle vertel stories, en partykeer dik hulle maar 'n storie bietjie aan ook, jy weet, en soos telefoontjie, kom altyd maar nog 'n storieetjie by, en die mense het later woorde in Jesus se mond gesit, en die mense wat eintlik maar met 'n bril na die lewe gekyk het, soos die evangelieskrywers, het dit opgeteken, so eintlik het ons nie die feite nie. Ons kan nie regtig weet of dit waar is of nie. So die vraag is, op antwoord hierop, is die Bybel 'n legende, 'n leuen of geskiedskrywing, kan ons die volgende daaroor sê. 3 dinge. Die Bybel is nie as 'n legende geskryf nie, maar as 'n geskiedenisboek. En weer eens, selfs mense wat nie in die Here glo nie, sê dit. En ek wil vir jou aanhaal. Een van die skrywers, Lukas, was eintlik, hy was 'n dokter, maar hy was eintlik soos 'n joernalis gaan optree. Ek sou sê die hedendaagse naam is, van die wat hom ken, is Lee Strobel. Hy was iemand wat 'n joernalis is, en hy het na die bewyse van Christus gaan soek. En Lukas was so iemand gewees. Hy skryf in hoofstuk 1, hooggeagte Theophilus. Daar is baie wat onderneem het om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken, soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was. So Lukas was in kontak met die ooggetuies wat daai tyd geleef het, en hy het noukeurig gaan navorsing doen oor of dit waar is en waar val dinge in plek. En ons het Lukas Evangelie. Selfs as jy gaan kyk in die manier hoe legendes geskryf is, en selfs kritiese mense, is dit eens dat in daai tyd het legendes nie so baie detail gehad nie. Kom ek verduidelik vir jou. Hoe lyk vandag se fiksie? Boeke lyk so. Die vrou het stadig na die deur toe gestap, tree vir tree, oor 'n kokkerot gestruikel, die swart deurknop stadig oopgedraai, en die deur het sentimeter vir sentimeter oopgegaan, terwyl die warm lig van die son deur die gordyn skyn en so oopgaan soos 'n deur oopgaan, Okay. Dis die voorbeeld, okay? Baie detail vandag, maar daai tyd het legendes nie so baie detail gehad nie, en tog kry jy geweldig baie detail nie. Onthou, ons is besig met bewyse van Bybel en buite Bybelse. Goed, oor is Christus wie hy sê hy is daar bewyse daarvoor. En tog kry jy, terug van my storie, detail nie. Iets soos in Johannes 8, dan lees jy dat die Fariseërs en Jode het 'n vrou wat op oorspel betrap is na Jesus toe gebring, en dan staan daar, dan skryf Jesus met sy vinger in die grond, want eintlik niks uit te waai het nie. Maar tog is dit daar, Die evangelieskrywers, byvoorbeeld, sou nie so sterk ding gemaak het van vroue, as dit 'n legende was nie, want dit sou nie geloofwaardig gewees het nie, want vroue het nie 'n goeie standpunt of 'n staanplek in die samelewing gehad nie. So, is nie 'n legende nie. Leuns
Kan dit leuns wees? Wel, kom ons dink hieroor. Mense en geskiedskrywers en teoloë is dit ook eens dat baie van die evangelies is omtrent 50, 60, 70 na Christus geskrywe. Nou hier is die ding, as jy feite omver gaan gooi en gaan leuns vertel daaroor, dan was daar iets wat ons sê, wat ons nou baie van gepraat het, daar was ooggetuies gewees. Ooggetuies gaan vir jou sê, maar hey, dis nie die waarheid wat jy hierso geskryf het nie. Dit is wat gebeur het, nee. So hulle het mekaar gekorrigeer, nee. So as jy 'n leuen wou geskryf het, as jy iets op wou gemaak het, dan gaan jy moet wag tot al die ooggetuies dood is. Gaan kyk wanneer is die Bybel geskryf. Baie van hulle het nog gelewe. Kan nie werk nie. Is nie leuns nie. En die laaste ding wat ek hier wil sê is, mense het die leegraf gesien. Hulle het gesien dat Jesus aan hulle verskyn en vir hulle sê, ek het opgestaan. Ek lewe weer. Is 'n waarheid. Daar sal nie so baie mense in hierdie lewe wees wat as dit 'n leuen was, hulle lewe gegee het daarvoor nie. Gaan kyk bietjie hoeveel martelare het dood gegaan wat gesê het Jesus is die Christus, hy lewe, hy's alleen Here. Jy sal nie 'n lewe gee vir die feit dat iets 'n leuen is nie. Gemeente, dis maar 'n paar bewyse. Daar's baie. Ons gaan nie by almal stil staan nie. En hier is die ding. Hierdie ding wat ons vanoggend met mekaar bespreek, lok jou uit. As jy glo, om dit meer vas te glo. As jy twyfel, gaan ondersoek dit. Jy sal dom wees om dit nie te ondersoek nie. As jy glad nie glo nie, wil ek vir jou sê, gaan ondersoek dit ook. En daar is net een waarheid. En Jesus lok jou uit om ondersoek in te stel na aanleiding van sy radikale uitsprake. En een van twee dinge gebeur. Jy gaan hom of haat en hom wil doodmaak, of jy gaan voor sy voete neerval, jy gaan hom aanbid, jy gaan hom loof en prys, jy gaan hom lief hê vir wie hy is. En hier is die slot, hier is die laaste ding wat ek wil sê. As Jesus egter gesê het, hy is wie hy is, en die Gees oortuig jou in sy groot genade, dan is dit, hoor jy hierso, 'n vreugde, en dit is vrek goeie nuus vir jou. Want, hier is die ding, Jesus, Christendom sê, om moreel reg te lewe, en die regte dinge te doen, is nie die weg nie. Al die ander gelowe het ons al gesê, met vorige preke in hierdie jaar, het ons gesê, byvoorbeeld Boeddhisme, Boeddha sê, leef reg, volg my dogma, volg my onderwysing, volg my dharma, en jy sal reg wees. Leef met 'n goeie lewe en is fine. Christus sê, jy kan nie die lewe leef wat jy moet leef nie. Nie, in elk geval nie een wat nodig is nie. Sê, moenie na my onderwysings kyk nie. Moenie na iets anders kyk, behalwe na my, wat die weg, die waarheid en die lewe is nie. Gemeente, jy kan vir Mohammed uit die moslim geloof uithaal, en jy gaan nog steeds die moslim geloof hê. Jy kan vir Boeddha uit die boeddhistiese geloof uitvat, en jy gaan nog steeds sy leerstelling sê, wel volgens hierdie mense lewe. Jy kan Christus nie uit Christendom wegvat nie. Het gaan oor hom. Hy is die waarheid, die weg en die lewe. En is my gebed, en ek dink meeste van ons Christene se gebed, dat jy, as jy besef wie Jesus is, dat jy, soos daai Romeinse soldaat daar by die kruis, wat hom maar gehaat het en hom doodgemaak het, eventueel sal herken. Hierdie man was werklik die seun van God. En weet, dat dit groot implikasies vir jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend en ons kom pleit by U, en ons nie net pleit nie, maar Here, ons kom sê vir U dankie. Ons kom pleit en kom sê dankie vir genade. Dankie dat U is wie U is. Dankie dat ons ook op maniere vanoggend kon herinner word dat U die weg, die waarheid en die lewe is. En dat ons na die Vader toe kom deur U.
Here, en partykeer, selfs as ons oor hierdie drie eenheid praat en oor U praat, dan moet ons erken dat hierdie moeilike konsepte is vir ons. Maar daarom vra ons, Here, vir daai geloof wat U alleen vir ons gee deur die Gees wat nodig is om hierdie dinge te glo. Vader, dit is so vreugde, dit is sulke goeie nuus wat ons vanoggend gekry het. En ons weet dat dit implikasies vir ons lewe het. En Vader, vanoggend kom bid ek vir mense wat vanoggend hierso sit wat nog baie skepties is. En wat U nie ken nie en wat nog nie hierdie vrae gevra het en hulle self met hierdie bewyse net besig gehou het oor wie U is en oor die aansprake wat U maak nie. Vader, ons kom bid vir hulle uit nederigheid uit dat U hulle die geloof sal gee om ook tot waarlike geloofsoortuiging te kom. Vader, en mense wat U as 'n legende sien of wat U as maar net ons verbeelding sien of as 'n onderwyser of as 'n profeet, dat hulle in hulle lewe gekonfronteer sal word. Die een vraag is, wie is Jesus Christus en wat maak ons met hom? Dankie dat ons kan weet dat as ons in U glo dat ons die ewige lewe het. Vader, hou ons nederig daaroor. Gee dat ons 'n houding sal aanneem dat ons hierdie nuus net wil deel en nie vir onsself sal hou nie en dat ons in hierdie wêreld sal ingaan en dat U Gees ons hierdeur sal bystaan. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen.